Passievol 2026 is terug, groter, voller en meer passievol as ooit tevore. Met van Suid-Afrika se gunsteling kunstenaars saam op een verhoog vir 'n ongelooflike geloofservaring. En vandag het ons van hierdie kunstenaars, hierdie stemme saam met ons en ek kan nie wag om met hulle te gesels nie. Hartlike goeiemôre Roan, Josh en Elma. Sure. Hallo. Lekker om julle hier te hê. Goeiemôre Pieter. En al die kykers, lekker. Goeiemôre, baie goeiemôre. Goeiemôre. Passievol. Dis ek dink nommer 1 net eers so lekker om deel daarvan te kan wees hierdie jaar, nee. Wat beteken dit vir julle? Vir my beteken dit om op 'n verhoog te wees en om in die oomblik te wees en om vir die Here al die prys te gee. Ek dink is vir my die ongelooflikste ding. Dis nie 'n optrede om jou naam groot te maak nie, maar om syne groot te maak. Ja. Ag, ek passievol is een van daai hoogtepunte op my kalender. Ek moet sê daar's baie min van hierdie tipe produksies deesdae. En as jy die voorreg het om deel te kan wees van die span en die moeite wat Vanessa hulle en almal by Voelgoed Media en Johan Kelber die musiekregisseur insit, dan kry jy kry so borrel hier binne in jou as jy weet die konsert kom nader. So vir my is dit regtig lekker om saam met kunstenaars te werk waarmee mense nie altyd die kans kry om te werk nie en nee, dis baie lekker. Almal, wat presies is passievol? Vir mense wat nou nog net daarvan gehoor het of nog niks daarvan gehoor het nie. Ek dink dit is 'n mengsel van lofprysing en aanbidding en kunstenaars se harte om jy weet in hulle verhouding met die Here te kan sien en om dit te kan deel en mense deel te kan maak van daai spesiale oomblik wat hulle skep. Ja. Nee, ek dink vir my presies dieselfde. Die kameraadskap en die feit dat jy weet soos hy ook nou sê alles gaan oor die Here. Dit gaan oor hierdie jaar se tema is Jesus die oorwinnaar. So dis nou lekker om in daai tema in te tap en te weet jy kan nou liedjies wat met daai tema op daai tema geskoei is, kan jy nou bymekaar trek en ja, ek dink regtig die mense wat dit gaan bywoon gaan 'n ongelooflike spesiale middag hê. En dit is ook 'n musiekproduksie, né? Dis nie dat mense nou sit so tipies wat jy nou sal skry met 'n oggenddiens of so, eers die lofsang en prysing en dan is dit nou 'n kerkdiens en so. Dit is 'n musiekblyspel produksie. Ja, daar's kore en sy sê daar's mooi cellos in, daar's 'n verskriklik maar daai laanote. Dit vat jou reg uit hemel toe. Die laanote vat jou Die laanote vat jou na nuwe hoogtes. Hoorie, en saam met wie deel julle nog die verhoog? Onder andere. Ek saam met Monique Stein, Johanita, ek's verskriklik opgewonde oor hulle en Retief Burger, Chris en Els. Hy Berg is die storieverteller, Chris Els is die eerste keer hierdie jaar op die verhoog en dan natuurlik Elma is hierdie jaar ook die eerste keer deel van Passievol. So dis regtig 'n lekker groep mense en ek dink dit gaan pragtig wees. Verseker. Roan, vir jou seker wonderlik om saam met iemand soos Johanita die verhoog te kan deel. Ek meen Ja. Ek dink ons gaan bietjie dalk kan huil want ons sing ek dink ons het al ooit saam op so groot produksie gesing. Beautiful. So dit gaan ook die eerste wees en die liedjie wat ons gaan sing Even If is iets wat ons altyd baie naby aan die hart lê en ons het hom opgeneem as gevolg van 'n diep en moeilike tyd wat ons deurgegaan het. So ek dink ons kan meer pilletjies drink voor die tyd en nie vir mekaar in die oë kykie, dan sal ons deur hom kan. Ja. Kyk net daai kant toe. Sing net as jy Mamma kyk daai kant, ek gaan die kant toe kyk. Moeder, ek gaan daar en as jy vir haar kyk, dan kyk jy op die voorkop of op die Maar is dit net gou vir my, ek meen Johan Kelber, uitstekende musiekverwerker, vervaardiger en musikant homself. Maar hoe werk dit nou agter die skerms? Het julle as kunstenaars keuses gekry wat julle kon uitoefen? Het Johan maar gekom en gesê ek stel voor jy doen hierdie liedjie. Jy weet net so 'n bietjie behind the scenes. Hoe werk die dinge? Ek dink dit is maar 'n gebekte saak in die begin, veral met vir Johan ook, want dit is nie net vir hom 'n produksie nie, dit is regtig vir hom oor die reis en die journey van ons ook. So hulle gee voorstelle en jy sê ek stem saam, dit is my gevoel ook en dit is wat ek wil bring na die produksie toe en ja, dit is so lekker mengsel van saamwerk en hande vat om regtig op die einddoel te kom waar jy weet waar mense regtig wil hê die mense met interaksie en hulle moet op 'n plek wees waar hulle lof kan bring aan die Here. Ja. Ek dink ook jy weet met die tema wat hulle vir ons gee, dan kan ons voorstelle gee en ek dink almal van ons het ook ons eie persoonlike verhouding met die Here. So ek dink in daai sin wil jy dit graag oorbring en deel maak van die produksie en waarvoor ek hulle eer is die feit dat hulle die kunstenaars werklik deel maak van die boodskap wat oorgedra word en ek dink dit is belangrik. Kom vir my neer op die liggaam van Christus, ons elkeen het ons rol wat ons moet speel en hulle bewerkstellig
daai rol en gee vir elkeen hulle plekkie om regtig te binne in dit te funksioneer. So nee, hulle doen dit baie goed. Lekker waar jy ook nou as mens, nie net as kunstenaar, maar ek meen mense ken ons maar as die kunstenaar so goed is, maar wat jy ook 'n bietjie jou getuienis kan gee op 'n manier deur jou musiek en deur hierdie produksie ook. Ja, dis mos maar wat ons moet doen met musiek. Ons moet inspireer, ons moet mense gelukkig maak en ek dink dit is die mooiheid van hierdie bedryf van ons en ek dink daar's 'n sekere onus wat op ons as sangers en publieke figure rus om regtig die mense se harte en se hande lig te hou en op te hou en te help in die samelewing waar ons nou is en passievol is vir my presies dit. En nou juist met die cellos en die goeters, dit klink na 'n lekker groot produksie al my en jy weet is bietjie anderste as wat ons in 'n feesomgewing, jy weet, die mense wil op die tafels laat dans en hulle wil laat terugstuur met daai happiness. Ek dink deur hierdie produksie en die musiek wat jy maak en die manier hoe jy dit oorbring is weer, jy gee hom 'n happiness maar in die siel, in die hart ook, jy weet daai net daar is ook hoop. Ek dink dis die groot ding. En dit maak dit lekker, nie? Is daar baie duette wat julle saam sing? Is dat maar net kry jy geleentheid om jou 2 of 3 liedjies te sing? Ek dink is 'n mengsel. Ek dink dit is so lekker lekker emulsie van verskillende duette en groepnommers en jy weet die manne wat saam sing en die dames wat saam sing. So ek dink is so lekker jy weet net 'n lekker kombinasie. Ja, en daar's interessante goed hoor. Ek sal nou vir jou sê 'n paar verrassingkies. Daar's 'n verrassingkie wat hulle vir my gegee het om te sing. En ek het gesien op die tracklist jy doen iets wat vir my baie na in die hart lê, wat ek nie nou wil sê nie, maar dit is een van my gunsteling liedjies wat El May doen. En dan is daar ou gunstelinge soos Juanita wat haar Afrikaanse geestelike liedjies bring en daar's 'n baie mooi oomblik met haar en die orkes. Soos sy ook sê die manne dan die Solo Deo Gloria moet ek nog gaan leer. Dit is ongelooflike mooi musiek. So nee, ek's baie opgewonde. En is lekker om ook in daai omgewing te wees, dink ek nie, want dit is nie aldag wat ons op hierdie produksie of op hierdie skaal die geleentheid het om so iets te kan doen nie. Nee, en die Moraletta auditorium, ek dink dit is ook jy weet die nostalgie wat hier lê by hierdie auditorium. Is vir my wonderlik en is vir my lekker om te weet dit is nou al, ek dink is my 3de jaar, maar passievol gaan al aan vir 4 of 5 jaar. Ja, dis beautiful. En hulle maak elke jaar die auditorium vol. So dis lieflik om te sien dat jy weet ons nog in 'n samelewing is en in 'n kultuur en 'n land is waar die Here se naam groot gemaak word en waar die publiek dit prioritiseer. Ek praat van prioritiseer, waar kry ons kaartjies en wanneer is dit? Julle kan kaartjies kry by Voelgoed se webtuiste. Hulle kan Voelgoed se webtuiste gaan besoek. Daar is 'n skakel. Ek weet op almal van ons social media bladsye ook en hulle is daar posts wat ons uitgestuur het, so die skakel is daar, mense kan daar gaan kyk. Daar is nie meer baie kaartjies beskikbaar nie, so hoe vinniger hulle spring, hoe beter. Baie dankie en dankie dat julle julle passie ook so vol met ons kom deel dit hier so vanmôre. En ons sien uit daarna. Ek gaan daar die voorste gestoelte sit. Ek sal waai, hoor. En volgende jaar mag ek dalk skouers skuur saam met julle op die foon. Wink wink, Vanessa, wink wink. Dis al vir ons kant af wat vanoggend aanbetref. Ons hoop sommer jy het 'n heerlike dag en ons sien vir mekaar weer môre met die hoogtepunte en al daai lekker dinge as 'n samevatting vir die week. Van ons almal, lekker dag.